Goeiemôre en baie welkom by ons laaste oordeenking vir hierdie week. Dankie dat jy hierdie week saam met my gereis het rondom die tema gesnoei vir meer. Vandag staan ons stil by ons kernteks vir ons reeks oorvloed. En dit is Johannes 15 vers 8. Jesus sê die volgende: Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Jesus wys in Johannes 15 dat God se werk in ons lewens altyd in 'n rigting beweeg. Is altyd vorentoe, nooit agtertoe nie. Dit begin nie en eindig by snoei nie. Snoei is nie die einddoel nie. Moeilike seisoene is nie die einddoel nie. Selfs afhanklikheid op sigself is nie die einddoel nie. Die doel is vrug. En nie net 'n bietjie vrug nie, maar baie vrug. En dis belangrik want baie gelowiges kyk na geestelike groei asof dit net gaan oor oorlewe. Ons moet net deur elke dag kom. Ons moet net deur hierdie maand kom. Maar Jesus praat van meer as dit. Hy praat van 'n lewe wat so aan hom verbind is dat dit iets dra wat God verheerlik. En daarom is die Christelike lewe nie net daaroor dat jy gered is nie. Dit gaan ook daaroor dat Christus al hoe meer sigbaar word in hoe jy leef. En wanneer die Bybel van vrug praat, gaan dit nie eerstens oor hierdie uiterlike sukses wat ons sien nie, groot name of indrukwekkende resultate nie. Dit gaan oor die sigbare lewe van Christus in elkeen van ons. Dit is liefde wat groei waar daar miskien eens geen liefde was nie. Dit is gehoorsaamheid wat rebelsheid oorheers. Dit is nederigheid wat trots oorheers, waar daar eers hierdie trots in ons harte was, kom nederigheid deur God se genade en dit vorm ons. En dit is volharding, dit is reinheid, dit is waarheid en 'n hart wat al hoe meer aan Jesus behoort. Ware vrugfamilie is wanneer mense iets van Jesus in jou lewe begin raak sien. Onthou julle nog die 4 vlakke vrug. En dit is wat die Vader verheerlik. Nie bloot dat jy besig is met baie dinge nie, maar dat jou lewe die karakter en teenwoordigheid van Jesus begin uitdra. Die wêreld word nie diep geraak deur mense wat net godsdienstig gelyk nie. As ons kyk na die wêreld, waar daar geraak word, is dit deur mense in wie Jesus werklik leef en sigbaar word. Dit beteken ook dat God se snoeiwerk nooit doelloos is nie. Elke sny, elke seisoen van herleiding, elke oomblik van afhanklikheid, elke ontmaskering van jou hart, dit alles beweeg na daardie doel, dat jou lewe meer vrug sal dra tot eer van God. Die Vader snoei omdat hy nie net tevrede is met blare alleen nie. Hy soek vrug wat bly. En miskien kyk jy terug oor die afgelope paar dae en jy sien areas waar God aan jou gewerk het. Party dinge het hy teruggesny, party dinge het hy herlei, party dinge het hy ontbloot. Moenie vergeet waarvan hy jou neem nie. God werk nie net om dinge uit jou lewe te haal nie, hy werk om iets heerliks, ek wil dit vandag so sê, in jou lewe voor te bring. Die sigbare lewe van sy seun. So familie, ek wil vandag vir jou sê, as daar een ding is wat jy in hierdie week moet hoor, is dit dat die Vader snoei nie jou om net midder van die ou mens te wees wat jy was nie, maar om meer van Jesus in jou lewe sigbaar te maak. Ek wil jou vandag vra, as iemand aan jou lewe moet kyk, watter vrug is dadelik sigbaar? En watter vrug wil God nog dieper in jou lewe vorm? Sit met dit vandag. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie week wat ons net saam kon reis. Hierdie week waar ons kon gesels het oor hoe U besig is om ons te snoei, hoe U besig is om ons te vorm. Ek bid nou, Here, dat U verder sal gaan en aanhou sal werk met ons harte. Aanhou sal ontbloot, Here, daar waar dinge nie reg is nie. Here, kom deursoek ons harte en wys ons daai plekke uit. Dis my gebed vandag in Jesus naam. Amen. Familie, ek wil jou vra, moenie môre se aanlyn boodskap mis nie. Dit is 9:00 op ons YouTube kanaal. As jy miskien in Alberton bly of woon, kom wees deel van ons diens 9:00 by Alberton High School. Maar ek gaan hierdie hele week vir jou baie mooi saam pak en hopelik vir jou iets gee waaraan jy kan vashou en net meer vrug in jou lewe sal uitbring. Skakel môre saam met ons in. Lekker dag in Jesus naam. Amen.